Het u geweet, my broer en suster, dat bloed 'n stem het, dat bloed praat? Ek gaan dit vir julle lees. Wanneer jy gaan kyk na Genesis, sê die Here vir Kain, hy sê die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Die skrifgedeelte wat ek vir julle wil lees is 1 Johannes 5 vers 8. En daar is 3 wat getuig. Getuig beteken praat. Iets sê op die aarde, die gees en die water en die bloed. En die 3 is eenstemmig. My broer en suster, die bloed roep, die bloed getuig. So vir my en vir jou is bloed maar net 'n rooi vloeistof. Vir my en vir jou sien ons bloed omtrent elke dag, iemand wat seer kny, maar soms knip jy jou naal verkeerd en die bloed loop daar, of jy krap jou, jy weet, 'n muskiet steek jou, en nou juk dit daar en jy krap jou, as jy weer sien, is daar bloed. Bloed is vir ons oor die algemeen 'n bekende ding. Maar bloed is so uitsonderlik, sê die woord van die Here, en ek gaan net nou vir julle die skrifgedeeltes lees, dat sonder bloed is dit onmoontlik om vergifnis te kry. Elke verbond wat in bloed gesluit is, my broer en suster, kan nie verbreek word nie, en daardie verbond gaan eers tot niet wanneer die partye sterf. Nou waarom is dit so van kardinale belang dat daar bloed sou wees? Jy sien, God het gesê dat sonde gestraf moes word. En om vergifnis van sonde te kry, moes die Jode bokkie slag, 'n rooi koei slag, hulle moes 'n offer bring, bloed moes vloei om vergifnis van sonde te verkry. Maar die mens se sonde het so geweldig groot geword, dat die bloed van die bokke en die stiere en die lammetjies kon nie meer versoening doen vir die sonde van die mens nie. En toe besluit God in sy grootheid, dat hy iemand moet stuur wat perfek is, wat 'n prys moes betaal, sodat dit volbring is. Dit moet bloed wees van suiwer adellikheid. Dit moes God se seun kos om sy bloed te stort, sodat ek en jy vergifnis van sonde kan verkry. Jy sien, bloed vir die mens is iets normaals. Maar wanneer jy dokter toe gaan, dan trek hulle bloed. Want in die bloed is die lewe. Die woord van die Here sê so. So jou DNA is in jou bloed. Jou siekte wat jou aanval is in jou bloed. Dis waar hulle dit optel. Jou bloed openbaar alles en die bloed praat. Goeie voorbeeld daarvan is in die Ou Testament, die 4de hoofstuk. Wanneer die Here kom en hy sê vir Moses, hy sê, Moses, jy moet 'n bok of 'n lammetjie kry, julle moet hierdie lammetjie eet en voorberei, en sy bloed moet julle aan die deurposte sit. Bo op die lintel en die kusyn langs aan, moet julle hierdie bloed smeer. En wanneer die verderwer, die doodsengel kom, sal hy by daardie huis verbygaan. Nou ons ken dit as Paasnaweek, wanneer ons dit herdenk. Maar weet jy, dis nie Afrikaans nie. Paas beteken, is 'n Engelse woord, beteken verbygaan. Maar ons kan nie 'n verbygaan naweek hou nie. Die meeste mense gaan nie kerk toe gaan daai dag nie, want hulle gaan verbygaan. So nou noem hulle dit Paasnaweek. En ons het hierdie anglisisme wat ons gebruik in Afrikaans, Paasweek, Paasnaweek. Wat het gebeur?
wanneer die doodengel afgekom het, en hy het nie geweet om na watte huise nie toe te gaan nie. Hy moes gaan deur die hele stad, en hy moes al die provinsies deurgaan, wat aan Egipte behoort het. En dit het onder andere die land Goshen ingesluit. En daar die doodsengel het afgekom, en dan het hy by die deur gekom om in te gaan, en die eerstgeborenes dood te maak, en dan praat die bloed met hom, en sê vir hom, gaan verby, pass over. Dis waar dit vandaan kom, bloed spreek. Nou, wanneer jy daarna kyk, dan begin jy besef, dat die Here moes sy bloed stort, sodat Satan by my en vir jou verbygaan. Maar pastoor, ek verstaan nie so mooi nie. Hoekom het ons dan so baie probleme in hierdie wêreld? Hoekom het ons soveel stryd, pastoor? Want dit wil net is nimmer eindigend. Dit is moeilikheid op moeilikheid. Soms voel jy moedeloos en wil jy jou hand aan jou eie lewe slaan, want die probleme wil nie ophou nie. Satan is aan die werk 24 uur, 7 dae 'n week, wat hy besig is om jou finansies te verniel, besig is om jou familie te verniel, besig is om jou werk te verniel, besig is om jou liggaam te verniel. Satan is net aan die gang. Hy wil jou net op 'n plek hê, dat jy kan voel, Here, ek wil oorgee, ek wil nie meer leef nie, ek wil nie meer aangaan nie. Dis Satan se doel. U sien die laaste vereiste wat God moes doen om die Satan te oorwin. Hy moes bloed gee. Die Here kan nou niks meer doen nie. Die bloed was goed genoeg. Ek gaan dit net nou vir u verduidelik. Die bloed was goed genoeg. Alles in Egipte het gebeur. 10 plaag. En alles gebeur. Maar die laaste plaag, om Satan en sy werkinge en die valsgode van Egipte mee af te reken, was bloed. Bloed. Dit was nie die eerste plaag nie, dit was die laaste plaag. En hierdie bloed verseker dat Moses kan vat die Israeliete en kon trek. Het u gelees dat Judas Iskariot sy hand in die wyn gesteek het om die broodjie of die bak om die broodjie uit te haal? Want die Here sê vir hom, hy wat sy hand saam met my in hierdie bak sal druk. Dit is hy wat my gaan verraai. En weet jy, toe hy die broodjie vat en die wyn drink, toe gaan hy weg. En wat gebeur met hom? Hy pleeg selfmoord. Want die woord van God sê, wie op onwaardige wyse die bloed en die brood gebruik, eet en drink 'n oordeel oor homself. So toe Judas Iskariot dit gebruik het, toe gaan die woord van God in werking, en hy pleeg selfmoord, want daar was 'n vloek aangekoppel, as jy dit onwaardig gebruik. En Judas Iskariot het dit onwaardig gebruik. Waarom die bloed? Die woord van die Here, het is baie, baie duidelik gemaak met Dawid wat voor Goliat staan. Dawid staan voor Goliat, hy het so pas daar aangekom, en hy staan daar, en hier loop Goliat. Sy broers en die ander joetjies hardloop weg. Hulle rattel so dat daai monderings wat hulle aan het klink soos musiek. En hy wat, ou Dawid staan daar alleen,
En hy sê hier die woorde in 1 Samuel 17 vers 26. Hy sê, hierdie onbesnede Filistyn, wat die slagordes van sy God uitdaag. Hy verwys na die verbond, want hy was onbesnede Goliat. En hy was onder die verbond, want hy was besnede gewees. En hy sê, die verbond van die Here is vir my 'n krag en 'n toevlug en 'n sterkte. Gaan net nou vir u wys dat die bloed van Christus Jesus is ons skuilplek. Dis vir ons 'n sterk toring. En wie daarin wegkruip, kry later dubbel soveel. Ek gaan net nou vir u lees. Hy verwys na hierdie Filistyn is onbesnede. Hy's nie onder die verbond nie. En hy verloor omdat hy nie onder die verbond is nie, want hy het te doen met Dawid wat 'n verbondskind is. En mense verstaan hierdie verbondskind baie mooi. Ek wil vandag vir u sê, jy is kind van God, het die reg en die voorreg om die bloed van Christus Jesus te gebruik teen die vyand. Teen die vyand. Nou, die woord van die Here sê hulle die bloed gesmeer. Die Engels sê pleaded the blood. Dit beteken, my broer en suster, dat hierdie bloed aangewend was met 'n hisopbossie en dat dit gesmeer is aan daar. Dis nie gevat en gespat nie. Dis gesmeer. Nou vandag kom mense, Pinkstermense gewoonlik en hulle pleit die bloed. Nou sê mense wat nou baie slim is, jy weet, of hulle dink hulle is slim. Hulle sê daar's geen voorbeeld daarvan in die Nuwe Testament nie en dis onbybels. Nou wil ek hier die vraag vra. Paulus en Petrus lê hulle voorskote op die siekes en hulle word gesond. Waar het die Here Jesus dit gedoen? Die Here Jesus het dit nie gedoen. Nou maar, wat het hulle, wat Paulus en Petrus is, dan gemotiveer om dit te doen? Die Heilige Gees. Soos die Heilige Gees die kinders van God inspireer om die bloed te pleit. Want die bloed kan ons as 'n manifestasie gebruik en ons kan sê, ons pleit onsself onder die bloed van Christus Jesus. Nou sal baie mense vir jou sê, ag nee, dit werk nie eintlik nie. Ek wil vandag vir jou iets sê. As jy al ooit met Satan en sy demone te doen gekry het, en jy pleit die bloed van Christus Jesus, kan hy niks oor jou uitrig nie. En ondervinding sê vir ons dit. Ek wil vandag vir julle sê, dat ons die bloed moet pleit, of ons self onder die bloed moet pleit, wanneer die aanvalle van Satan begin, want daar is niks meer as dit nodig nie, want die bloed het die Satan vernietig. Want die woord van God sê, dat die bloed getuig, die bloed praat. Wanneer Satan jou aanval en jy's onder die bloed, dan sê die bloed vir hom, gaan verby. Dis wat die bloed sê. En ek en jy beleef hierdie aarde as soveel moeilikheid. Maar ons het vergeet wat se krag is daar in die bloed van Jesus Christus. Nou, ek wil iets vertel wat gebeur het, dit is nogal komies geweest, maar as die waarheid, ek kan nie vandag vertel. Oom Sit Venter, Johan Venter se pa,
het saam met ons gery. Ons was op pad na Klerksdorp. Ons was daar vir 'n saamtrek gewees. En ek het met my motor gery, klompie mense saam met my, en Marius Jacobs het met sy motor gery, en hy het 'n klompie mense gehad. Nou, wanneer jy na daardie wêreld toe ry, dan moet jy eers Bultfontein toe ry, dan onder deur die brug kom, en dan moet jy opgaan Wesselsbron, Botawil, daardie wêreld. En toe ons oor die brug gaan daar by Bultfontein, toe sit Marius Jacobs en ek kyk in die veld, en ons het intussen stil gehou om regs te draai onder deur die brug. En toe hulle self kry, toe is hulle 'n paar meter van my motor af agter. En die spasie landsaan was nie groot gewees nie. En oom sit sien die situasie, en hy sê, val plat, plei die bloed. Nee, hy sê, plei die bloed, Here, die bloed, ek plei die bloed. En langs hom sit 'n oomie en hy sê, vergeet die bloed, val plat. Wat ek vandag vir u wil sê om die bloed te pleit is nie 'n nuwe ding nie. Dit kom van die stigting van hierdie kerk, die Pinksterkerk, nie die PPK nie. Nee. Dit kom in die stigting van die Pinksterkerk met die uitstorting van die Heilige Gees daar in Amerika, toe John G. Lake hulle die opdrag gekry het om na Suid-Afrika te kom. Toe pleit hulle al die bloed van Christus Jesus. Dis nie 'n nuwe ding nie. Ek wil vandag vir julle sê, die bloed sal nooit sy krag verloor nie. Nooit nie. Ek wil vandag vir julle sê, wanneer God 'n belofte maak, gaan die Here dit nakom. Mense is siek. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. Ek wil vandag vir jou raad gee. Plei die bloed van Jesus Christus oor jou liggaam, elke oggend en elke aand. Nou, jy sal dink, dis baie stupid om dit te doen, want jy weet, ons sien nie iets gebeur as ons dit sê nie. Maar jare terug, in Johannesburg, is pastoor van Rooyen. Wat was sy naam? Ernst van Rooyen. Hy het 'n kerkie gehad, amper soos ons in 'n PPK's het almal dieselfde boustyl gehad jare terug. Hierdie kerk is verander, maar die prinsip bly dieselfde van daai jare af. En oorkant die kerk het 'n ma gewoon met 4 seuns. En as die Pinksteroutjies kerk toe kom, dan sit hulle op die stoep, dan begin hulle hierdie Pinkstermense terg. Hulle gaan nou weer hande klap, jy weet vandag, en hulle gaan duwe in die kerk loslaat, en die donkies, en allerhande goed, en dan lag hulle, daai seuns nader aan haar oor die muur lê, soos hulle lag. Maar hierdie Pinksteroutjies sê niks nie. Hulle gaan maar net in 'n ou kerk. En plei die bloed van Christus Jesus teen die geestelike aanvalle. En op 'n dag, toe raak dit stil by die huis oorkant die pad. Hulle sit nie meer op die stoep en vloek die Pinkstermense nie. En toe vind hulle uit, nee, maar die tannie het kanker. Sy is in die hospitaal. En die dokter roep die 4 seuns, hy sê, julle ma het 'n paar dae oor om te leef. Doen vir julle moeder net wat sy julle vra. Hulle sê, dokter, ons gaan dit doen. En toe die jou moeder daar op haar bed lê, toe begin die sange van die kerkie oor kan die pad optrek in die hemel in, en soos altyd sit hulle en luister. En een van die boeties maak 'n grap, en sy ma sê vir hom, boetie, jy doen dit nooit weer nie. Sy sê, vat my na hierdie kerk toe oor kan die pad. Hulle sê, ma, jy is buite jou verstand, ons kan dit nie doen nie. Ons het nog 2 weke laas hierdie mense gevloek. Sy sê, die dokter nie vir julle gesê.
Enigiets wat ek julle vra, moet julle vir my doen nie. Dis my laaste wens. Vat my na daardie kerkie toe. En hulle bring daai ou tannie op haar enkelbed. Elke seun het daardie staalbeetjie se voet vas. En hulle stap by die deur in. En hulle bring hulle ou moeder. En hulle sit daar heel voor neer. En die seuns gaan staan, ons rooi van skaamte, hulle kyk nie op nie, hulle kyk nêrens nie, hulle staan net so. En die ou moeder stoot haarself regop op die bed, sy sê, ek sterwe, maar ek weet die God van hierdie plek leef. Ek vra julle om vir my te bid. Pastoor Ernst van Rooyen gaan staan oor daai bed. Hy sê, Here, U het hierdie vrou se versoek gehoor. My God, ek vra, vergewe haar oortredinge. Here, en ek pleit U kosbare bloed oor hierdie liggaam. Die volgende oomblik, dus daai ou tannie van die bed af, en sy dans, koordans, moet haar pyjamas aan, heel voor in die kerk. Daai dag was geen diens nie. Daai hele gesin kom tot bekering, en God red haar, die vrou, van 'n dood van kanker, want die bloed van Jesus Christus het nog nooit sy krag verloor. My broer en suster, ek wil vanoggend vir jou iets sê. Pleit die bloed van Jesus oor jou finansies. Pleit die bloed van Jesus oor jou kinders. Pleit die bloed van Jesus oor jou huwelik. Pleit die bloed van Jesus oor jou gedagtes. Hoe is dit moontlik? Partymal kom hier gedagtes wat nie daar moet wees nie. Satan is 'n vuil goed. Hy plant goed in jou verstand. Partymal as jy bid, dis wat dit die meeste kere, dan trek hy jou aandag af. Satan, pleit jou verstand onder die kosbare bloed. Pleit jou gesprekke onder die bloed van Jesus Christus. En ek sê vir jou, Satan kan niks doen nie. Ek wil afsluit vanoggend, ek preek nie lank nie. Hierdie getuienis ken nie, maar ek moet dit vanoggend weer noem. My ou moeder, Lady Brand, het 'n sitkamer gehad by Parrot spesiaal vir haar gebou. Lekker dik mat ingehaat, nooit vergeet nie. Baie lekker dik mat. In sitkamer stelle so al in die rond, dit was 'n groot vertrek. En elke Dinsdag het my ma bid hier gehad, susters bid hier. Hulle het gekom van al die kerke. Hulle het gehoor in Lady Brand en geweet dat my ou moeder en die mense wat daar bid, God antwoord daai gebed. Ek gaan nie nou 'n getuienis vertel voor ek aangaan. Die meier, die burgemeester van Lady Brand het gehakel. En Lady Brand se munisipaliteit het daai jaar 'n mislukking gehad. Dit was droogte en hulle het geplant en was 'n mislukking. Finansieel is hulle onderdeur en hy moes verskyn voor die parlement. En hy moes vir die parlement verduidelik wat het gebeur. Maar hy hakel. Hy hakel. En as hy op sy senuwees raak, jy weet dan hakel hulle eers. Ons sê, as ons nou so snaaks praat van iemand wat hakel, ons sê in sy klats gly. Nou as daai op sy senuwees raak en kry nie woord uit. My moeder bid vir hom. Hy gaan parlement toe, hy kom terug, hy sê, Tannie, ek wil jou bedank. Hy sê, waar is daar God in die hemel is, ek het nie een woord gehakel nie. Ek is op pad Lady Brand toe. My maat bid hier, ek vergeet daarvan. Ek sit in die motor en ek is bekommerd oor my kinders. En ek praat met die Here oor my kinders. En toe ek in Lady Brand aankom, en ek maak die deur oop en ek sê vir die ousie, waar is my ma? Sy sê, hulle is in die plek, hulle rappella, hulle bid. Toe ek dit hoor, is ek so bly. Want dit is baie lekker daar, waar mense bid.
veral waar kinders van God is. En ek sluip daarin en ek trek my skoene uit en ek sal op my knie en ek bid saam. En daar onder die ou groepie was daar 'n tannie gewees, tannie Jossie van die kerk. Onthou haar, Ronnie? En toe ons nog so lekker bid, toe kom sy so op haar knie regop en sy begin tale praat. En die Here antwoord my daai oggend. Die Here sê, terwyl jy op pad was na die brand toe, toe is jy bekommerd oor jou kinders. En jy het met my gepraat oor jou kinders. Maar God sê, jy het niks om te vrees nie, want elke oggend hoor ek hoe jy my bloed oor hulle pleit. Halleluja. My broer en suster, mense kan vir ons lag, maar weet jy, ons pleit die bloed van die Here kort. Ek wil vanoggend vir u sê, miskien ken jy dit nie. Miskien is dit nie jou gewoonte nie. Ek wil jou vanoggend sê, pleit die bloed van Christus Jesus oor jouself, oor jou kinders, oor jou motor. Nog een getuienis. My vrou sit in die motor, ons is besig om te ry. En die Here sê, bid nou vir jou kind, Andrew J. Bid nou. Weet jy wat doen ons? Ons begin die Here aanroep. En ons sê, Here, ons weet nie wat dit is nie, maar ons vra u, my God, beskerm my kind waar hy is. Ek pleit u kosbare bloed oor daardie kind. En ons gaan aan. Ons kom by die huis, en so rukkie daar, hier is my seun terug, hy het by die maatjie gaan speel. Grieke, waar daar langs ons woon, eienaars van die meerste van die Spars, hier in Bloemfontein. En weet jy wat gebeur? Hy sê, mama, ons was vanoggend amper in 'n groot ongeluk gewees. My vrou sê, wat het gebeur, Jackie? Hy sê, mama, die oom het gesê, ons moet saam met hom ry. Nou, dis 'n ding wat ons nie doen nie. Ons laat nie ons kinders toe, eintlik as ons so klein is, om saam met ander mense te ry nie. Maar toe hulle nou daar speel, toe sê die pa, kom ry saam met my. En weet jy, daar naby Mimosa Mall, dus daar 'n voertuig buite beheer, en hy jag reg op daai kar af, presies op die plek waar my kind sit. En hoe dit ook gebeur, die volgende oomblik, dus daar nie 'n ongeluk nie. Ons weet nie hoe dit gebeur nie. My kind kan ook nie sê wat het gebeur. Maar die motor hou 'n sentimeter stil van die plek waar hy gesit het by daai deur. Hoekom? Ons het die bloed van Jesus Christus gepleit. En God was vir ons goed genoeg om ons te waarsku. Wie 'n verhaal vertel, ek wil ophou, maar kan nie. Jy weet, my pa het in die aand opgestaan en gemaak hy vir die kinders melk. In die ou dae het jy die water gekook, so 'n spiraal wat jy binne in die houer sit, dan kook jy water en dan sit jy die titieborrel binne in die water. Die ou dae, jong mense ken dit nie. Dan net of haal jy die borrel uit, dan gooi jy hom so op jou arm om te voel of hy warm genoeg is. My pa moet die borrel gaan my maak, dis sy werk. My ma lê in die bed met die baba. Die nag is my pa se werk. En toe hy opstaan, toe sê die Here vir my ma, daar's 'n slang in die kombuis. Houtvloere na die brand, jare terug. Hy is nog huise in Bloemfontein, baie min, wat nog houtvloere het. En my pa sit die lig aan, want gewoonlik doen hy dit sommer in die donker. Die maan was daai jare baie mooier geskyn as nou. Toe my pa die lig aansit, toe lê die pofader onder die tafel waar hy moes werk, opgekrul. En my pa vat die besem, en hy gooi hom. En die slang seil in 'n kwas wat uitgeval het aan die houtvloer, en hy's onder die vloere, pofader.
Dis die begin van my getuienis. Ons pleit die bloed van die Here oor ons as ons in die aand gaan slaap. En weet jy, ek staan een nag op. 1 uur, 1:30. En toe ek opstaan, toe sê die Here vir my, daar's 'n skorpioen in die badkamer. Ons badkamervenster het die wering, so hy staan heeltyd oop. Dan klim daai skorpioen, die rooie, dan klim hy in, so op die mat. Die Here sê vir my, daar's 'n skorpioen op die vloer. Sit die lig aan, en ek sien hoe kruip hy onder die maatjie in. En hy gaan en hy hou vas aan die maatjie. Kan dit nie glo nie. En ek vat die maatjie, rol hom so en ek druk hom deur die venster en ek skud hom af. As ek daar gaan staan net waar hy was, het hy my net so gesteek van onder hy maatjie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nog nooit geglo het om in bloed te pleit nie, doen dit van vandag af. En kyk hoe verbeter jou lewe. Moenie dink daar gaan nie aanvalle wees nie, maar nie een suksesvol nie. Nie een nie. Wil jy vandag sê, pleit die bloed. En die bloed sal praat. En sal vir Satan sê, hands off. Gaan verby. Want Satan kan nie optree teen die bloed van Christus Jesus. Pas dit toe in jou lewe. Halleluja. Ek gaan afsluit, my broer en suster. Hierdie boodskap moes ek vanoggend bring. Moes ek kom vertel daarvan, want die Here gaan jou binnekort op 'n plek bring, waar jy dit gaan nodig hê, en dan gaan jy die wonder beleef, van wat die bloed van Christus Jesus in jou lewe doen. Halleluja. Kom ons staan en sluit ons af. Kosbare God en Hemelse Vader, Here, ek dank U vanoggend dat U Seun Jesus gestuur het. Here Jesus, wetende, het U gekom, het geweet, my God, van die pyn, lyding, en alles. Maar Here, daar moes 'n Nuwe Testament geskryf word in U bloed. Here, en ek dank U dat die bloed ons vrymaak, dat dit ons sonde uitwis. My God, dat dit ons beskerm teen die aanvalle van die Satan. Gee ons die oortuiging, Here, in ons harte, dat ons geloof sal neem en dit sal toepas en die wonders aanskou in ons lewens. Dankie, Here, vir U bloed. Dankie, Here, dat dit nooit sy krag verloor nie. Dankie, Here, dit werk nog vandag net so goed. Laat my broers en susters, Here, hierdie boodskap neem, in hulle hart bære en toepas in hulle lewe. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. Amen en amen.